Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit die Johannes Evangelie. Ons gaan lees Johannes hoofstuk 8, net een vers en dit is vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vandag. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ons elkeen lewe in 'n wêreld wat vol duisternis of donkerte is en wat al hoe donkerder word. 'n Mens sien dit in die nuus as ons na verskillende nuuskanale kyk, hoe die wêreld deurmekaar is, vol met oorloë en gevegte onder mekaar, en allerlei lelike dinge wat met mense gebeur in hulle lewens. Ons weet dat in ons samelewing daar ook baie gebrokenheid is. Mense wat in duisternis lewe, in vrees, in hartseer, in sonde. En dit word al hoe meer aanvaar dat die wêreld waarin ons is 'n baie deurmekaar wêreld is. Ja, gesinne val uitmekaar uit en kinders beland op die verkeerde pad en ouers kom nie meer met mekaar oor die weg nie en die samelewing praat sonde goed en dit word as aanvaarbaar aan die mensdom bekend gestel. Maar die grootste tragedie is nie net dat daar duisternis in hierdie wêreld is nie. Dit is dat mense gewoond geraak het om binne in die duisternis te lewe. Mense leer om in die donker te leef en om binne in hierdie duisternis gemaklik te raak en dit selfs later as normaal te sien of normaal te noem. Mense leer om in die donker te lewe, maar Jesus kom en hy maak 'n baie groot en 'n belangrike verklaring wat die totale geskiedenis van hierdie wêreld kom verander. Hy kom maak hierdie een groot stelling vir die totale wêreldse mense van alle eeue, wanneer hy sê, ek is die lig vir die wêreld. En dit beteken, waar Jesus is, daar kan nie duisternis bly nie. Waar hy kom, daar bring hy lewe. Daar bring hy waarheid. En daar bring hy hoop. Nou vanmôre, liewe broeder en suster, gaan ons by 3 baie belangrike punte stil staan in hierdie preek. En is 3 belangrike punte wat vanuit ons teks na vore kom en vanuit die Here se woord. En daarom wil ek vra dat jy vanmôre, wanneer jy hierdie boodskap van die Here hoor, dat jy jou hart nie sal toemaak nie, maar dat jy Jesus sal glo. En hierdie boodskap jou eie sal maak, sodat die Heilige Gees geloof in jou hart kan vestig en laat groei en laat vrug dra. Nou die eerste punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Jesus is die ware lig wat van God kom. Nou Johannes begin sy evangelie deur vir ons te wys dat Jesus nie maar net 'n gewone mens was nie, maar dat hy van die begin af daar was en dat in hom lewe was. En daardie lewe was die lig vir die mense. Dink vir 'n oomblik daaraan na, broeder en suster.
Sonder Jesus is daar geen geestelike lig nie. Sonder Jesus is daar geen ware begrip van God nie. En sonder Jesus sal daar geen redding vir enige mens hier op aarde wees nie. Ja, die wêreld kom bied baie soorte sogenaamde ligte vir mense aan. Die wêreld sê dat jy lig moet vind in jouself. Jy moet jou eie lig vind. Volg net jou eie hart. Skep jou eie waarheid. Dit is wat die wêreld kom leer. Maar hierdie dinge is soos flikkerende kersies in 'n baie groot storm wat nie sal standhou nie. Ek en jy moet vandag weet, Jesus is nie 'n ou klein liggie nie. Hy is die son van geregtigheid wat opkom oor 'n donker wêreld en wat elke uithoek van hierdie wêreld verlig. Toe Jesus sy disippels roep, het hy hulle letterlik uit die duisternis kom uitroep, tot in die wonderbare lig van God, sodat hulle daarin kon stap en waarlik kon begin lewe. Petrus was 'n eenvoudige visserman, maar toe hy Jesus ontmoet, het sy lewe sigbaar verander en het alles totaal en al omgekeer in sy lewe. Johannes, die skrywer van hierdie evangelie, het van 'n gewone man verander na iemand wat baie naby aan Jesus geleef het. En dat hy homself ook noem die disipel vir wie Jesus baie lief gehad het. En hulle het nie net oor die lig gepraat nie, maar hulle het oor die lig getuig en hulle het hierdie lig gesien in hulle lewens. Ja, die disipels het oral saam met Jesus gegaan, deur Israel en daar rondom die see van Galilea en in verskillende dorpe en stede, en hulle het gehoor hoe Jesus praat. Hulle het gesien hoe hy siekes genees het en blindes laat sien het en lammes laat loop het. En hulle het gesien hoe sondes vergewe is en hoe Jesus hoop gebring het vir mense wat geen hoop in hulle lewe gehad het nie. Dit is wat lig doen. Dit bring lewe waar daar dood was. En nou is die vraag vandag, geliefdes, waar bring jy lig? En waar soek jy jou lig? Ek en jy moet weet dat ons lig net by Jesus kan soek. En dit is ons tweede punt vandag. Daar is so baie mense wat die duisternis liewer het as die lig. Nie omdat daar nie lig beskikbaar is nie, of omdat daar nie lig was nie, vir die wêreldse mense destyds en vandag nie, maar omdat hulle nie die lig wil hê nie. Daar's baie mense wat nie die lig van Jesus soek nie, en hulle stel ook nie belang daarin nie. Waarom nie? Omdat lig dinge bloot lê in 'n mens se lewe. Wanneer Jesus in 'n mens se lewe inkom, kan jy nie dit meer wegsteek nie. Jou sonde word sigbaar. Jou tekortkominge word uitgewys. Jou verkeerde paaie word blootgelê en baie duidelik. En baie mense van die wêreld soek nie dit nie. Hulle wil dit nie hê nie. Kyk byvoorbeeld na die lewe van Judas Iskariot. Hy het saam met Jesus gelewe. Hy was elke dag saam met Jesus, hy het saam met hom geloop. Hy het mense bedien met die evangelie. Hy het die lig met sy eie oë gesien. Hy het die waarheid van Jesus gehoor. Maar in sy hart het hy aanhou vasklou aan die duisternis. En ons lees dat hy geld baie lief gehad het, dat hy selfs geld van Jesus en sy disippels gesteel het, en uiteindelik het hy die lig verraai
vir 30 silwermuntstukke. Ja, geliefdes, dit is 'n skrikwekkende waarheid, maar 'n mens kan naby aan Jesus wees, maar steeds binne in die duisternis lewe en die duisternis kies. En ons sien dit ook in vandag se wêreld. Mense praat sonde goed, of jy probeer jou eie sonde geregverdig maak. Hulle verwerp God se waarheid. Daar's baie mense wat lag oor die Here se heiligheid. Maar hoor dit duidelik vandag. Die probleem is nie dat die lig nie skyn nie. Die probleem is dat mense hulle harte en hulle oë toemaak vir die lig. En miskien as ons eerlik is vandag, is daar areas in ons eie lewens waar ons dalk dieselfde doen. Daardie sonde wat jy goed praat of probeer wegsteek, wat niemand van weet nie. Daardie gewoonte wat jy weet nie reg is nie. Daardie ding waarvan jy weet, jy hierdie sonde voor die Here moet bely en moet aflê in jou lewe. Jy weet, Jesus se lig skyn daarop en daarom pla dit jou in jou lewe, maar jy wil dit nie los nie. Liewe broeder en suster, die lig van Jesus het nie gekom om jou te vernietig nie. Dit het nie gekom om jou te oordeel nie. Dit het gekom om jou te red. En daarom moenie die lig wegstoot nie. Ons derde punt vandag, wie Jesus volg, wandel in die lig. Jesus kom en maak 'n belofte. Wie hom volg, sal nie in die duisternis wandel nie. En dit beteken, daar is 'n ander manier om te leef. Kyk na Jesus se disippels. Kyk na Jesus se opstanding. Petrus was een van Jesus se disippels. Hy het baie dinge vir Jesus gedoen, maar hy was nie volmaak nie. Hy maak 'n groot fout in sy lewe. Hy het Jesus 3 keer verraai, maar hy kry bitterlik spyt daaroor. Hy vra vergifnis en later staan hy op, Jesus vergewe hom en hy word 'n baie groot werktuig in die hand van die Here en verkondig die evangelie met krag, sodat duisende mense die ware lig van Jesus leer ken het en tot bekering gekom het. Johannes, hy leef weer 'n lewe van liefde en van waarheid. Die disippels gaan die wêreld in en hulle bring die lig van Christus na die mense wat in totale duisternis was. Wat het verander in hulle lewe? Hulle het nie meer hulle self gevolg nie. Hulle het nie meer die duisternis gekies nie, maar hulle het die lig gevolg wat hulle by Jesus gevind het. Om in die lig te lewe, my broeder en suster, beteken, jy lewe oop voor God. Jy erken jou sonde eerlik voor God. Jy soek sy wil in jou lewe. Jy leef gehoorsaam aan sy woord. Dit beteken nie, jy's 100% perfek nie. Almal van ons maak foute. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig. En al is jy kind van die Here, doen jy partykeer nog verkeerde dinge. Maar wat doen ons dan? Ons kies weer die lig. Ek gaan terug na die bron van die lig, Jesus. En ek gaan kies om vir hom te lewe. Ek bely my sonde voor hom en ek ontvang vergifnis wat hy vir my gee. Wanneer jy in die lig lewe en die lig van Jesus kies, dan begin jy dinge anders sien in hierdie wêreld. Hoekom? Want die lig verlig jou pad. Jy begin anders praat in hierdie wêreld. Hoekom? Want die lig verlig jou hart. En jy begin anders leef in hierdie wêreld. Hoekom? Want die lig het jou hele lewe kom verander en vernuwe. En ja,
Dit is nie altyd 'n maklike pad om in die lig te lewe nie. Dit kos iets. Dit gaan baie keer van jou vra om alleen te staan. Want onthou, die grootste deel van die wêreldse mense is in duisternis en in sonde. En ons lees dat die disippels en Jesus self dikwels vervolg is, bespot is, verag is. Jesus se disippels het baie erge vervolging beleef in hulle lewens. Sommige van hulle het selfs hulle lewens verloor. Hulle is doodgemaak deur die sondige, donker wêreld. Maar hulle het nooit teruggedraai na die duisternis nie. Waarom nie? Omdat hulle die lig in Jesus gesien het. Omdat hulle die lig in Jesus ervaar het. En omdat hulle die lig in Jesus beleef het in hulle lewe. En niks anders kon daarmee vergelyk word nie. Geliefdes, vandag staan ek en jy voor dieselfde lig wat die Bybel vir ons kom leer. En hierdie is nie maar net 'n mooi storie nie. Hierdie is nie maar sommer net 'n idee nie. Hierdie lig is 'n persoon en daardie persoon se naam is Jesus Christus. En hy sê vandag vir ons, volg my. Nie môre nie, nie eendag nie, maar vandag. Moenie soos Judas wees wat die lig gesien het, maar die donkerte gekies het nie. Moenie soos die wêreld wees wat in die donkerte wil bly nie. Wees soos Petrus, wees soos Johannes, wees soos Paulus. Mense wat die lig gesien het en dit in hulle lewens ingenooi het en Jesus, die lig vir die wêreld, hulle koning gemaak het en alles gelos het om hom te volg elke dag van hulle aardse bestaan. Vandag moet ek en jy ons eie lewe gaan ondersoek. Is daar duisternis in jou lewe waarin jy nog vashou? Is daar dinge wat jy weet jy moet los? Volg jy regtig vir Jesus? Of hou jy maar so bietjie op 'n afstand, omdat jy nie met die sonde wil klaarmaak nie? Moenie uitstel nie. Die Here se woord kom vandag na ons toe en sê, Jesus is die lig vir die wêreld. Kies hom, kom na hom toe, gee jou lewe vir hom, lewe in die lig. Die wêreld is donker, maar die ware lig skyn helder en daardie lig is Jesus Christus. En hy het jou baie lief. Hy wil jou red. Hy wil saam met jou 'n pad loop. Kies vandag die lig, Jesus Christus, en lewe tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons vandag hierdie wonderlike boodskap vanuit U woord kon aanhoor. 'n Boodskap wat so aktueel is ook vir die tye waarin ons lewe. Ja Here, want hierdie wêreld is in donkerte vasgevang en duisende mense lewe in die duisternis, in sonde en op pad na die ewige verderf. Help ons Here dat ons nie die duisternis in hierdie wêreld sal kies nie, maar Jesus, die lig van die wêreld, ons eie sal maak. Baie dankie vir die Heilige Gees, wat ons ook help om 'n pad saam met Jesus te loop. Dankie dat die Heilige Gees ons ook ons sonde laat raak sien, en dat ons dit voor hom kan bely. Jesus Christus het die hoogste prys betaal aan die kruis op Golgotha, sodat ons vrygekoop kan word. Sodat ons kan lewe in die lig, en ons allerbeste vir Jesus kan gee. Vandag, Here, wil ons 'n nuwe keuse kom maak, hier in U teenwoordigheid. Naamlik, ons kies die lig, Jesus Christus.
Laat hy ons elke dag hier op aarde bemoedig en versterk en inspireer en aanmoedig om die regte pad te kies, naamlik God se pad. Dankie dat U vandag deur U woord ons elkeen kom leer het en kom lei het, en wil U gee, Here, dat ons hierdie boodskap ons eie sal maak, daarin sal glo, en in die lig van Jesus sal lewe tot in ewigheid. Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen.